kom hierdie nuusleser, hy sê die raad wie hierdie vredesverbond sal bestuur. Die raad wie hierdie vredesverbond sal bestuur. President Donald Trump kondig aan dat verskillende wêreldleiers op hierdie Board of Peace, die Raad van Vrede, sal dien. Met die vorige eerste minister van Britannia, Tony Blair, wie aan die hoof van hierdie onbybelse komitee sal wees. So Donald Trump gaan nie eens aan die hoof van dit wees nie, maar hy het die verbond gesluit met Netanyahu. In hierdie Board of Peace sal daar ook verskeie Arabiese, Palestynë en Islam presidente en uitsonderlike persone van die wêreld dien. Donald Trump sê very special people. Julle kan nie eens Bybel lees nie. President Trump verduidelik dat almal in die wêreld nou op hierdie Board of Peace wil dien. Hulle wil deel wees daarvan. President Donald Trump verduidelik dat die Wêreldbank sal verantwoordelik wees vir 'n nuwe regeringsstelsel en om hulle op te lei om hierdie vredesverbond van 7 jaar te bestuur. Dit sal hierdie wonderlike raad, the Board of Peace wees. Maar die Wêreldbank gaan hulle bestuur. Hoekom? It's all about the money, money, money. Hy sê, nou verkondig hierdie oningeligte nuusleser verder dat hierdie gebeure profeseë in vervulling is. En dan verwys hy na Daniël 9 vers 27. Dis om ek eers met u Daniël 9 vers 27 deurgestap het, dat u presies verstaan hoe werk dit alles. Ek, Prof. Hannes, gaan nou weer die hele gedeelte behandel nie, maar dit is interessant om te luister na die onbybelse snert wat hy kwytraak. Een wêreldleier. Hierdie nuusleser, hy verwys na hierdie een wêreldleier, wie na verwys word as die Antichrist of the Prince of Darkness. Nou in die hele Bybel staan daar nie een keer in die 1611, die Nederlandse State Bybel, die Lutherse Bybel, die William Tyndale Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel of die 53 Bybel, enige iets van 'n Prince of Darkness nie. Hy het gesien daar staan van die prins wat Israel is en die vors, die Rooms-Katholieke paus. Nou maak hy sommer die prins, the Prince of Darkness. Hierdie het ook sy pistousies gesnyf. Nou verduidelik hy dat volgens die Bybel dat Israel 'n 7 jaar vredesverbond sal sluit, soos u lankal weet. Nou verduidelik hierdie oningeligte nuusleser dat nadat hierdie vredesverbond geteken is, daar na 3 jaar, nie 3,5 jaar nie. Ons al die tyd gesien 3,5 jaar, 3,5 jaar. Nou weet ons ook, dis nie meer 3,5 jaar nie, want 3,5 jaar is 42 maande, 1260 dae, maar die tyd is verkort. Die verbond gesluit na 1230 dae, 41 maande, nie 42 maande nie. Maar nog steeds is dit nie 3 jaar, 3 jaar is 36 maande. Kyk die verskil, 41 maande na 36 maande. Na 3 jaar, nie 3,5 jaar nie, hierdie Prince of Darkness, dis nou die Antichrist, hierdie verbond sal verbreek en agter Israel sal aangaan om hulle te vervolg. Maar hoekom sal hy agter hulle aangaan? Hy het dan nou net 'n vredesverbond gehad met hulle. Of Trump het dan nou die verbond van vrede geteken. In dieselfde asem verduidelik hy dat nou na 3 jaar, the Prince of Darkness die 3de tempel vir Israel gaan bou. Eers in die een mond sê hy, die Prince of Darkness gaan agter Israel aangaan. Nou verduidelik hy dat die Prince of Darkness gaan vir Israel die 3de tempel bou. Ek het net nou gesê, hy moes nie goed geëet het, toe gaan snyf hy dit, die pistousies. Die 3de tempel van Israel, dit is konsys volgens die Bybelse profeseë so, terwyl Israel Gaza geheel en al verwoes het, wat natuurlik geheel en al onbybels is. Die Bybel praat niks van Israel wat Gaza eers sal verwoes nie. Jy sien hoe vleg hulle die leuns in, hy gebruik 'n stukkie van die waarheid van Daniël 9:27 en dan vleg hulle 90% leuns in. Die merk van die Antichrist. Hierdie oningeligte nuusleser verduidelik nou dat nadat die 3de tempel gebou is, sal the Prince of Darkness
nou die mikroskyfie implanting op almal afforceer. Wat die digital identifikasie, die digitale identifikasie soos gesiguitkenning, facial recognition, vingerafdrukke, handpalms lees en selfs die manier wat jy loop, vervolmaak hulle met kameras. Hierdie waarnemingskameras wat in die strate en plekke opgesit word. Dit alles gaan oor monitering van mense. Ek wil tog sê, as jy tyd het, geluister na my reeks op internet, dit lê op my YouTube, natuurlik die preke van Prof Hannes, begin by deel 1 en werk met hom deel na preek 7 toe, waar ek die goed ook in hanteer het, al lank al terug. Die mikroskyfie implanting sal dan op elkeen in die wêreld afgesforceer word, waarsonder niemand sal koop of verkoop nie. Openbaring 13 vers 16 tot 18, het mos so gesê. Maar hy wil nou sin speel, dat al die mense gemerk word, voor die antichrist homself bekend maak. So in hierdie volgende 7 jaar, sê hy, gaan almal gemerk word. Hy sê, mikroskyfie implanting sal dan op elkeen in die wêreld afgeforceer word, waarsonder niemand sal koop of verkoop nie. Van tyd tot tyd word net aan sekere Bybelse waarhede geraak, wat dan met sekere sataniese, onbybelse propaganda gemeng word, wat dan vir die oningeligte mense soos die waarheid klink.